Ja, hoe dit gekom dat ons van dit afgegaan het tot by dit, maar Absa Bank my dagvaar vir beweerde geld wat ek hulle skuld. Hoe het is van dit afgekom tot hierby, dat ek nou vandag 'n persverklaring gaan uitreik, wat Absa nou gekry het, en ek sal nou terugkom na my persverklaring toe, en ja, daar is dit nou soos Absa, wat ek vir hulle deurgestuur het, en hoe dit is daarvan af gekom, na ek my plasing opgesit het gister, op die 13de, dat daar gister gegaan is, en as jy sien daar, ja, daar is hy nou beter, die 12de en die 13de Maart, en hoe dit gegaan, dat op die eind van die dag, 246 of 43.652 mense die storie gelyk het, of gelyk het anders, en dit uitgestuur het. Nou sonder dat ek nou vreeslik baie tyd gaan mors en dinge en so. Kom ons gaan gou hier na my persverklaring toe in 'n nutshell, maar ek gaan die persverklaring anyway hieronder gaan ek hom in die comments gaan ek hom plaas. En dan sê ek klagte teen Absa oor die hantering van kredietversekering en invorderingsprosedures. Nou, daar gaan ek nou, dan sê ek was 18 jaar, was ek 'n kliënt van Absa Bank, en aanvanklik, en toe was ek nou later 'n platinum kliënt, en van eerste sparing gehad, en 'n goue kredietkaart gehad, en al hierdie goed. En ja, toe het ek op die eind van die dag, ek gaan hom nou, soos ek sê, ek gaan hom hier in die comments, gaan ek my persverklaring sit. En wat toe nou gebeur het, en mediese redes, en al die dinge, en so aan, en dat dit die kredietwet is, dat enige finansiële instansie, indien hy vir jou geld uitleen, dan moet daar kredietversekering wees. Dis die wet, hulle mag nie geld in jou uitleen, indien daar nie kredietversekering is nie. Nou, so al die dinge het toe nou gebeur in die bank, ek het die kredietversekering uitgeneem, ek het dit gebetaal, alles en so aan. Toe het Absa nou gekom, en toe betaal hulle nie my kredietversekering uit nie. En toe hulle nou nie my kredietversekering uithaal nie, toe oorhandig hulle my aan die prokureurs. Toe begin die prokureurs my nou bel van vanmôre tot vanaand toe, tot 15 keer op 'n dag, en hoe meer ek vir hulle sê, onthou, dit is harassment, en harassment is 'n kriminele sowel as 'n siviele eis, het hulle beslis daarin. En so en daar sien hulle ook nou tuistering van invorderaars, en so gaan hy daar aan, Mac Roberts attorneys, ek noem dit alles daar, wat ek oproepe tot 15 op 'n dag ontvang het, van 7 die oggend tot 7 in die aand, van maandag tot saterdag, en so gaan dit aan, en dan op die eind van die dag, toe het Absa my nog gaan aangee by die kredietbureau ook, omdat ek nou nie my lenings delg soos dan nou die ooreenkoms nie, en toe ek nou siek geraak het, en ek wil 'n paar rand gaan leen om my mediese omkostes en die dinge te kry, toe kan ek dit nie leen nie, want ons dierbare Absa het my gaan aangee by die kredietbureau. Nou, ek het 'n klompie vrae, en as julle nou, soos ek sê, ek gaan hierdie persverklaring van my, hieronder aan gaan ek dit sit, en dan kan julle dit almal lees en dinge en so. Maar ek het 'n paar vrae, en my vrae is basies die volgende. Is dit standaard praktyk dat prokureurs aangestel raak, wat tuisteringstaktiek gebruik om kliënte te intimideer? En dan sê ek, waarom is invorderingsprosesse nie gestaak, nadat Absa bewus geword het van my beroerte en my mediese toestand nie? Waarom is 'n dagvaarding steeds uitgereik, selfs nadat die betalings van Absa Life gemaak is, en aangedui is dat die eis wel meriete gehad het? Waarom word daar beswaar
teen die opname van 'n besprek van die bankbestuurder gemaak as ek wil net 'n vergadering. Waarom neem dit meer as 'n jaar om 'n eis om afgehandel te raak? Indien 'n premier en goue kliënt op hierdie manier behandel word, hoe word die gewone rekeninghouer behandel? Dan sê ek maar net hierdie verklaring word uitgereik in die belang van deursigtigheid en aanspreeklikheid en die beskerming van die verbruikersregte. Nou ja, lees gerus my persverklaring, soos ek sê, wat Absa gekry het en nie eers ge-worry het om te antwoord nie. Terwyl 250.000 mense, amper 250.000 mense op die een dag net my storieetjie gekyk het oor ek wil hierdie stappe neem om Absa op die ouens dag in die bek te ruk.